Goeienaand julle, baie welkom by die laaste aand van ons reeks oor seksualiteit en spiritualiteit. Vir die van u wat nie tot die reeks is, die eerste 2 aande het Nikki Spies bietjie met ons gesels, daarna Michelle Boonsaier, ons het al baie gepraat oor die verhale van seksualiteit en ook hoe daai verhale, die rol wat dit binne die kerk speel, die taal wat ons het rondom seksualiteit, hoe ons ook ruimte maak vir verskille in verstaan, verskille in seksualiteit en die uitlewing daarvan en in ons spiritualiteit. En dit het ons eintlik by 'n lekker geleentheid gebring dat Andre Kilian ons vanaand kan lei om te sê ook binne 'n geloofsgemeenskap, hoe hanteer 'n mens ook daai verskille? Hy gaan bietjie self ook 'n verhaal daar rondom deel en ons ook bietjie kan dink hoe binne ons eie geloofsgemeenskap of gemeenskappe, hoe neem ons die gesprek verder. So Andre, ons luister graag. Baie dankie dat jy vanaand by ons is. Thanks Tinus. Goeienaand almal. Het is goed om julle te sien. Ek dink nie ek wil nou te veel sê oor die program van die aand. Ek wil net gou seker maak oor die tyd. So ek is altyd ek weet is nou half 7, maar okay. Is reg so. Vriende, ek is nie hier om 'n baie groot teoretiese speech te maak nie. Ek dink as 'n mens op 'n pastoraal teologiese vlak oor die goeders dink, dan moet ons begin prakties raak. En ek dink ons kan baie teoretiseer en baie slim goed probeer sê. Ek dink die doel van vanaand is om hopelik 3 goed te doen. Die een is om net van 'n pastoraal teologiese vlak af 'n paar opmerkings te maak, 'n paar temas uit te lig van wat ek vind belangrik is en vertrekpunte is vir temas. Tweedens om vir julle 'n verhaal te vertel van 'n spesifieke gemeente en hoe daar hiermee gehandel is en dan praat ek nou van seksualiteit en spiritualiteit as 'n baie wye begrip en ek sal daaroor net iets verder sê. So vir julle die verhaal vertel waar ek by betrokke was en dan wil ons graag derdens vra, as ons met hierdie saak te doen het, wat gebeur met ons en binne in ons en hoekom gebeur dit? En dit gaan vra dat ons 'n bietjie met mekaar praat hopelik. En ek sou graag wil hê dat ons die aand eindig ter wille van gemeente, dat ons net vir mekaar sê, goed, ons het nou dit goed gehoor, maar as daar nou 2 goed is wat ons, julle dan nou as gemeente nou volgende moet gaan doen of gaan bespreek, wat sou dit wees? So hou dit asseblief heel aan die gedagte, want ek dink dit is baie belangrik, het hoef nie baie mense te wees nie, maar dat daar tog gedink word oor 'n volgende stap. Ek self is betrokke by ek het 'n pastorale praktyk, so ek is in terapeutiese gesprekke betrokke met mense en in coaching met besighede by 'n gemeente betrokke nog deeltyds en op die ou end het ek maar te doen met mense en hulle verhale op verskillende plekke en oral vra almal maar die vraag na spiritualiteit. Party baie spesifiek en ander nie noodwendig so spesifiek nie. So ek sien uit dat ons eintlik maar vanaand met daai vraag verder gaan. Ek wil graag om te demonstreer en dat ons dit ook demonstreer dat dit nie 'n klomp teorie is wat ons vanaand gaan probeer uitpak nie. Wil ek voordat ons die kers aansteek vra dat ons 'n kort stilword oefening doen. Ek gaan 'n stukkie musiek speel van seunskoor en die tema van die lied is Deep Peace. Maar dit is eintlik maar net om 'n oomblik stil te word. Ek wil vra dat julle iets baie spesifieks doen terwyl jy net nou jou oë toemaak en na die musiek luister. En dit is dat jy sal dink aan een of ander verhaal in jou lewe wat iewers te doen het met seksualiteit. Met ander woorde, jy sal kan dink aan iemand in jou familie, jy kan dalk dink aan iets wat iemand in die kerk onlangs gesê het, iets wat jy iewers gelees het, en ek gaan dit nie meer spesifiek sê as dit nie. Enige gedagtes waarmee jy op 'n stadium besig was rondom seksualiteit, jy gaan nie dit hoef te deel nie, dat jy met jouself stil raak met daai verhaal, dalk met daai spesifieke persoon, dalk is dit jouself, en dat ons op daai manier vir mekaar net bevestig, dit gaan hier oor mense, en almal het stories.
En dat ons dit dan as 'n meditatiewe oomblik gebruik, en as ons klaar is daarmee, gaan ek vir ons die kers aansteek, spesifiek dan vir die mense aan wie julle dan miskien in 'n oomblik gedink het. So kom ons word stil, ons gaan niks snaaks doen nie. Ons word stil, ons maak ons oë toe. Ek gaan rustig die musiek aansit en ek gaan 1 of 2 opmerkings maak terwyl die musiek speel. En julle daarmee los. Kom ons maak ons oë toe. Kyk want jou gedagtes jou vat. Een of ander verhaal, persoon, iewers waar jy rondom die tema van seksualiteit aan die dink is, iewers iets ervaar het, dalk baie lank terug, dalk onlangs dalk iets gelees het. Probeer dit sommer net as deel van jou verhaal vir 'n paar oomblikke bedink en in God se teenwoordigheid daarmee sit. Here, ons elkeen het 'n spesifieke verhaal. Wanneer ons in teorie oor goeters dink, veral in die kerk, dan beweeg ons dikwels ver van ons eie verhale af. En daarom wil ons vanaand, elkeen wat nou in hierdie oomblik deel geword het van hierdie spasie, elke persoon wat daar nou aan gedink is, wat eintlik hier ingenooi is vanaand, ook in u teenwoordigheid verwelkom. Here, wil u gee dat wanneer ons praat oor 'n saak, dat ons mense in gedagte sal hou. En dat ons, wanneer ons vanaand probeer om een of twee goed te sê, dat ons sal weet dat elkeen van ons op 'n spesifieke manier nou net aan iemand gedink het, wat ook hier teenwoordig is. Daarom vra ons en ek dat u elke woord wat vanaand gesê word,
sal seën. Amen. Ek steek 'n kersie aan, omdat wanneer ons praat oor seksualiteit en spiritualiteit, dan outomaties nooi ons 'n klomp mense in die vertrek in. En ek wil vir elkeen wat nou so pas aangedink is, die vlammetjie laat brand. Nou wil ek net alles afsit wat kan lei. Vriende, nou, die breë tema is, ek is nog nie seker, is seksualiteit en spiritualiteit. En ek dink ons sal onreg laat geskied as ons nie ook sê, die twee verweef met mekaar het 'n groot impak op identiteit. En hoe mense hulle eie identiteit inleef. Ons is geneig om te praat van seksuele identiteit, maar ek dink seksualiteit, spiritualiteit, identiteit is baie nou verweef. Nou die goed wat my die meeste gehelp het van 'n pastoraal teologiese perspektief af, is die tema rondom liggaamlikheid. Nou, ek weet daar is heelwat gesê al rondom liggaamlikheid, maar ek het nogal baie aanklank gevind by 'n boek wat baie jare terug geskryf is deur James Nelson. Die boek se naam is Embodiment. En hy skryf wat hy noem 'n sexual theology. So hy skryf teologies oor seksualiteit en hoe ons dan nou spesifieke geloofsgemeenskappe daarmee maak of dan nou nie iets daarmee maak nie. En dit het my vroeg laat besef hoe ons sukkel, veral in geloofsgemeenskappe, wanneer ons oor seksualiteit praat, sukkel ons, want dit beteken dat ons met liggaamlikheid moet, Engelse woord jammer, engage. En vir een of ander rede het daar van die Grieks-Hellenistiese tye af 'n baie sterk skeiding gekom tussen liggaam en gees. En is liggaam en gees gesien as twee, en het ontwikkel as twee aparte dinge. En is die liggaam vir een of ander rede gesien as sondig, laarorde, vleeslik, en die gees gesien as hoër orde, rasioneel, belangriker. En van destyds van die Grieke af het die body and mind, die Engels praat van 'n dichotomy, die dualisme, die skeiding tussen die twee goed, in my opinie het ons nie baie gehelp nie. Want wanneer ons in geloofsgemeenskappe kom en oor spiritualiteit praat, dan was dit vir ons moeilik om liggaamlikheid op dieselfde vlak te sit as geestelikheid. En is ons van kleins af, en ek sê nou ons, ek weet ek veralgemeen verskriklik, maar van kleins af, in terme van ons geestelike opvoeding, nie regtig geleer om met ons liggame erns te maak nie. Die liggaam is die tempel, ja, sê die Bybel, maar die liggaam is so 'n bietjie minder belangrik. In die kerk praat ons oor geestelike dinge. En met ander woorde, alles wat liggaamlik is in terme van drange, in terme van gevoel, is dikwels as minder belangrik geag. Daarom sukkel ons ook, of het ons, ek dink dit is aan die verander, gelukkig, maar sukkel ons om met ons kinders daar rondom mee te gaan. Want wanneer ons in die kerk kom, dan praat ons, in my opinie, nie oor seksualiteit nie, want dan moet ons praat oor die liggaam, en die liggaam is minder belangrik. En ek dink die skeiding tussen liggaam en gees het oor die jare, en ook as gevolg van sekere maniere wat ons vir Paulus lees, ook het ons nie gehelp nie. As ons doodgaan, dan bly die liggaam agter en die siel gaan hemel toe. En sukkel ons om op 'n holistiese vlak liggaam en gees bymekaar te kry en liggaamlikheid as belangrik te ag. Nou, Nelson het 'n hele hoofstuk geskryf waar hy praat oor we have to resurrect the body. En dan begin hy praat, as hy oor self en selfbeeld praat, gebruik hy die interessante term body selves. We are body selves. Ons moet onsself en ons liggaamlikheid op dieselfde vlak sit as ons geestelikheid. En dan trek hy baie interessante lyne, en soos ek sê, dis jare terug, maar dit het my geweldig baie gehelp, wanneer hy sê dat eintlik 'n geestelike dualisme ontstaan tussen die
wat is belangrik en wat is nie belangrik nie. En die geestelike dualisme het hy dan ook vertaal en gesê, dit het op die ou end 'n seksistiese dualisme laat ontstaan. En dis vir my 'n baie interessante ding, waar ons begin het om die liggaam en sagtheid en emosie en gevoel in verband te bring met vrouens. En waar ons begin het om die gees, die rationaliteit, die hardheid in verband te bring met mans. En het daar ook 'n skeiding gekom waar ons sê, en julle, ek is seker die meeste van julle sal met my saamstem, waar ons dikwels sê, vrouens is emosioneel en mans is rasioneel. En in my opinie is 'n groot deel, en ek het seker van die ander mense daaroor iets gesê, maar is 'n groot deel van 'n man so, hoe sê mens nou, onemosionaliteit is meer sosiaal as biologies. As ons op biologiese vlak gaan kyk, is ons baie nader aan mekaar. Maar ons is geleer dat ons nie mag voel nie. As die seentjie sy kop teen die koffietafel stamp, dan sê jy, toe maar groot seun, moenie huil nie, harde kop. As die dogtertjie haar kop stamp, dan tel jy op en sê, toe maar, as dit seer gewees. Nou, ek weet ek vir algemeen woes, ek dink is aan die verander. Maar, so het ons ook ontwikkel as mans en vrouens, en daarom is die vrou die een wat na haar liggaam kyk, wat room aansmeer. Die man wat room aansmeer is so 'n bietjie feminine. En is dit 'n baie interessante skeiding wat plaasgevind het, nie net op geestelike vlak nie, maar ook tussen mans en vrouens, waar hierdie dichotomie, hierdie dualisme, sê, liggaam, laer orde, vlees, sondig, gees, hoër orde, rationaliteit, dink, belangrik. En ek dink, we have to resurrect the body again. En dis 'n baie moeilike saak. Ons het nie taal om ons liggaamlikheid en ons spiritualiteit mee te versoen nie. Ons weet nie wat ons moet maak en wat ons moet sê oor dit wat ons in ons lywe ervaar nie. Ons weet nie of ons in die kerk daar mag praat nie, en daarom dink ek as ons in geloofsgemeenskappe begin praat oor die goed, dan moet ons eers praat of onder andere praat oor liggaamlikheid en wat ons maak met liggaamlikheid en hoe ons nie noodwendig, hoe ons sê dat die liggaam nie noodwendig minder geestelik is nie. Nou ek dink, dis net 'n tema wat ek by julle wil neersit. Mense sou 'n hele referaat kon lewer daaroor. Dis nie die punt nie. Die punt is dat elkeen van ons in ons eie geloofsgemeenskap net weer dink oor hierdie skeiding tussen die kerk is vir geestelike dinge en die res gebeur daar buite. En so lewe ons hierdie lewens wat heeltemal gesplit is. En weet ons nie om hierdie goed bymekaar te trek nie. En die ouens wat slimmer as ons is en vrouens wat Paulus lees, sê dat Paulus, wanneer hy praat oor liggaam en siel, eintlik 'n baie meer holistiese prentjie in gedagte het. En dat eintlik in daai tyd, in die patriargale kultuur, waar mans sterk rasioneel was en vrouens sagter gesien is, het hy eintlik 'n baie revolusionêre ding gedoen toe hy die goed nader aan mekaar toe getrek het. Nou, gegeewe dit, dink ek, as ons met mekaar begin praat oor seksualiteit, dan moet ons begin eerlik wees met mekaar oor wat ons in die kerk doen met liggaamlikheid. En daar het 'n hele ding losgebars, ek en Tinus het nou gepraat voor die tyd, is interessant, hoe mense na die synodebesluit oor homoseksualiteit, skielik by mekaar kom en praat oor seksualiteit, maar voor dit glad nie. Nou, aan die een kant kan ons sê, dis 'n wonderlike geleentheid, aan die ander kant sal dit baie nou wees, as ons nou weer net begin praat oor homoseksualiteit, want eintlik is die ding wat op die tafel moet kom, in geloofsgemeenskappe, vir heteroseksuele en homoseksuele mense, is seksualiteit. En dit kan in my opinie nie gebeur deur mense wat voorstaan en teoretiseer en akademies daaroor praat nie. Dit gebeur wanneer ons by mekaar sit en ons lewens met mekaar deel, want ons lewens is nie dieselfde nie. En wanneer ons by mekaar sit, dan moet ons regtig oop wees om ander stories en ander verhale regtig te hoor en regtig na mekaar te luister. Nou, ek is op 'n klomp plekke met 'n klomp mense betrokke en ek het 'n gesin en die een ding wat ek dink nie daar's so baie wat ek weet nie, maar die een ding wat ek op hierdie stadium dink ek weet, wat die heel moeilikste, amptelik die heel moeilikste ding in die hele wêreld is om regtig te luister.
om hierdie volume knoppie agter in jou kop af te skakel wat sê, is dit reg, is dit verkeerd, stem ek saam, wat kan ek comment, wil ek 'n vraag vra om dit af te draai en te sê, ek wil hoor, wat wil jy met my deel, en ek wil probeer om vir jou 'n boodskap te stuur, dat ek dit regtig wil probeer verstaan. In my werk met koppels, in my poging tot ouerskap, ek het 4 kinders, so ek het 'n man ore, in mense pogings op 'n professionele vlak met mense, in terapeutiese gesprekke, die enkele moeilikste ding om te doen is om te luister. En as ons geloofsgemeenskappe kan kry, om ruimtes te skep, waar ons regtig by mekaar kan sit, rondom die saak van seksualiteit, en regtig na mekaar kan luister, dan dink ek gee ons 'n massiewe tree. Maar dit beteken, jy met jou vooroordele, moet jy eers 'n bietjie, nie weggooi nie, almal het opinies, maar bietjie afdraai, hierdie volume knoppie. Want kyk, as jy met iemand sit en gesels, en iemand vertel vir jou iets, dan gebeur daar 3 gesprekke. Dan gebeur die gesprek wat die persoon met jou het, dan gebeur jou gesprek met jouself, en dan gebeur daar nog 'n gesprek tussen jou verlede en jou. En om daai ding af te skakel is nogal omtrent moeilik tot onmoontlik. So, my storie in 'n pastorale benadering binne geloofsgemeenskappe tot die tema van seksualiteit is so eenvoudig soos as ons ruimtes kan skep waar mense hulle verhale kan vertel. Daar gebeur iets magic as dit gebeur. En ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld daarvan gee, wanneer verhale aan mekaar begin skuur, dan gebeur daar iets. Wanneer ek sê, ek het hierdie storie en jy sê, ja, weet jy, my storie is nie dieselfde, maar ek het hierdie storie en daai ding kom en hy raak so aan mekaar, dan gebeur daar iets. En ek het gesien dit nie net rondom die tema nie, maar in my praktyk, wanneer ek derde persoon innooi, met ander woorde, sê nou maar mense het 'n gesprek met 'n ek kan dit nou baie vlakke toepas, maar sê nou maar 'n gesprek met 'n jong persoon, en in daai gesprek op 'n stadium nooi jy iemand uit sy familie in om 'n witness van die gesprek te kom wees. Die oomblik as jy dit doen, dan het jy 7 gesprekke. Dan kan jy wat daar gebeur, kan jy nie 1-tot-1 doen nie. Selfs met as jy 'n gesprek het met 'n CEO of iets van 'n besigheid en jy bring die MD in en jy sê sit net as ek luister net. Jy mag nie praat nie, jy moet luister. Wat gebeur hierso? En dan kan jy jou gesigspunte gee, dan gebeur daar iets. Selfs met koppels. En ek dink wat op die ou end gebeur het 7-8 jaar terug. Ek is baie deeltyds by moedergemeente betrokke gewees op Stellenbosch, en ek het nou nog so 'n klein pastorale verantwoordelikheid daar, en ons het vir mekaar gesê rondom homoseksualiteit dat ons as gemeente moet ophou om oor mense te praat, en dat ons moet probeer om met mense te praat. Ons is goed daaroor om oor mense te praat. Ons is goed daaroor om teoreties baie slim te wees. En glo my, ek het nie die antwoorde rondom die spesifieke topik nie. Maar wat ek wel weet is dat as ons gaan aanhou om oor mense te praat, as ons gaan aanhou om teoreties voor mense te staan, en ons sê nie, weet jy maar, ek wil met jou praat, dan gaan ons nie verder kom nie. En ons het so 7-8 jaar terug, het ons vir mekaar gesê, hoe kan ons hierdie ding breek, dat ons wegskuif daarvan, dat ons oor mense stellings maak, en dat ons liewer met mense begin praat. En wat moet ons doen om dit reg te kry? Ons moet sê, ons weet nie. Ons moet sê, ons het almal idees, maar ons weet nie regtig nie. Daarom gaan ons nie nou die besluit neem, mag jy nou deel wees van die geloofsgemeenskap, of mag jy nou nie deel wees van die geloofsgemeenskap? Ons weet nie. Maar wat ons wel wil doen, is ons wil sê, kom ons probeer 'n ruimte skep, en ons het dit op die eind gedoen met 'n klomp, wat ons genoem het pastorale ondersteuningsgroepe, rondom 'n klomp temas, en sê, mense kom by mekaar, dis nie noodwendig lees en bid en Bybelstudie nie, mense kom by mekaar en op 'n narratiewe manier vertel, kry mense kans, en ek het dit 'n bietjie gefasiliteer, kry mense 'n kans om hulle verhale te vertel. En spesifiek rondom homoseksualiteit, daai tyd het ons gesê, ons wil 'n groep by mekaar kry, van gay Christene, en ons gaan nie groot afkondigings maak oor presies hoe ons daaroor dink nie, ons gaan net sê, kom ons kom in 'n groep by mekaar, en kom ons vertel vir mekaar, wat is die verhale?
En ons het dit op daai stadium getema spiritualiteit en seksualiteit. Maar met 'n baie spesifieke fokus van dis 'n gay, wel ek het daai tyd gesê dis 'n gay dis 'n pastorale ondersteuningsgroep vir gay persone, en toe ons eerste keer by mekaar het, sê hulle vir my, baie moeilik vir my, en sê maar, jy het vir ons geadverteer in die kerkblaadjie tussen die depressiegroep en die egskeringsgroep. En ons dink nie noodwendig ons het ondersteuning nodig nie. Toe maak ons dit die gay gespreksgroep. Nou weer eens, dis 'n baie gevaarlike tema, en ek het op daai stadium doelbewus besluit, ek gaan nie myself posisioneer en sê, dis hoe ons mense sien. Ek gaan net sê, kom ons skep hier ruimte. En mense wat verhale het rondom homoseksualiteit, en ons het familielede op 'n stadium ingegaan, en ouers en so, kom by mekaar en sê net, in terme van my spiritualiteit is dit goed waarmee ek spiritualiteit, seksualiteit sukkel. Of dit is my storie, dis my Engelse woord journey. En vriende, julle sal nie glo wat in so 'n groep gebeur nie. Die een ou het gekom, is 'n student hy is 23 gewees, daai stadium. En hy het gesê, vir die eerste keer in 15 jaar, voel dit vir hom, dat hy sy spiritualiteit kon ontvries. Hy het gesê, hy het alles probeer om nie te wees soos hy is nie, en op 'n stadium het hy besef, hy moes sy spiritualiteit vries. Dis al hoe hy bo die water kon bly. En skielik het hy 'n plek gekry, waar ons nie gesê, die goed nie in boksies soos dit net gesê het, vertel net, en God is daar, en hoe beleef jy God? En hy sê, dis die eerste keer in meer as 10 jaar, wat hy vir iemand, wat regtig geluister het, en dit was ek nie, was die groep, kon sê, dis hoe ek God beleef. En die groep het ontwikkel deur die jare, mense het ingekom en weer uitgegaan, maar daar het iets besonders gebeur, waar mense vertel het, hoe hulle nie seker is nie, byvoorbeeld. So daar sal iemand in die groep sit wat sê, weet jy, ek het 'n 15 jaar pad al hiermee, en ek is 100% seker ek is gay, en ek het alles probeer. So ek is, soos hulle nou altyd gesê het, ek is gay en ek is okay. En dan sal iemand anders sit wat sê, maar weet jy, ek weet regtig nie. En weet julle, daar was respek in die groep, vir beide partye. So daar was nie 'n druk in die groep dat, ons moet nou hierdie ou kry en hy nou so seker is aan die kant, of ons moet nou die ou kry en hy nou so seker is aan daai kant nie. Daar was 'n stuk respek om te sê, vertel jou storie, en kom ons hoor, waar is jy? En ons gaan jou nie druk in een of ander rigting nie. En ek dink in daai konteks in elk geval, het die hele idee van 'n pastorale ondersteuningsgroep of 'n gespreksgroep, het 'n ruimte geskep vir mense om hulle verhale te vertel. En dis nou 8 jaar later, van hulle het op 'n stadium 'n aand gereël om ouers te nooi. Ek dink dit was laas jaar Oktober. Ouers van gay kinders, die ouers was daar, dit was 'n oop gesprek, daar was een van die groep daar. En dis nie maklik nie. Dis nie noodwendig hierdie liberale standpunt van jy kan nou net deel wees van die gesprek as jy nou so dink nie. Dit is maar 'n standpunt wat sê, I'm not God. Ek weet nie heeltemal nie. Maar ek gaan nie, voordat ek jou storie gehoor het, vir jou teoreties besluit nie. En dit bring my uit by die emosie wat mense beleef. En ek dink, behalwe vir die liggaamlikheid tema, is die emosies wat mense beleef, en ek doen dit doelbewus vanaand, want ek het gesê, dat ons emosies en gevoel, as gevolg van die dualisme, dikwels as bietjie laer orde sien. En daarom dink ek, saam met liggaamlikheid, is 'n baie belangrike deel van die gesprek, is om te vra, wat is die emosies wat opkom, wanneer ons in geloofsgemeenskappe dan nou, oor hierdie saak begin praat. En hoekom kom die emosies op? Want as ons net op die bord gaan aanhou skryf, oor die tema en die saak, en nie regtig uitvind, maar hoekom gebeur dit nou met jou nie? Dan gaan ons ook sukkel om verder te kom. So dis die storie, dis 'n lang verhaal, en daar's 'n klomp ander groepe ook, maar dis die storie van mense wat op verskillende plekke in hulle reis in 'n groep bymekaar gekom het. Op die oomblik is daar so 7 mense in die groep. Op stadium was daar net 3. Daar was 'n ou in die groep vir 'n jaar lank, het hy niks gesê nie. En 'n jaar later het hy gesê dat hy het nog net vir 2 mense vertel dat hy gay is. En hy kan eintlik dit nie eers praat nie, want hy
weet nie of dit waar is in die eerste plek, en in die tweede plek het hy nie woorde nie, en hy wou eintlik net kom sit en hoor, en die mense het 'n klomp goed gesê wat sy hare laat reis het, maar hy het gebly sit, en 'n jaar later het hy begin praat, en het hy op 'n reis gegaan. So ek dink, vir my is een van die belangrikste vertrekpunte is dat ons op 'n manier sal probeer, en dit is baie moeilik, vir alles is baie seker is, sal probeer skuif van debat na dialoog. En dat ons sal sê, ons wil nie meer oor julle praat nie, ons wil met julle praat. Ons wil na julle luister. En wanneer ons na julle luister, wil ons ook eerlik wees met wat met ons gebeur. En dit is een van die grootste goed wat ek geleer het, is dat ek ook maar kan eerlik wees oor my gevoel, wanneer ek met iemand praat oor seksualiteit. En dat ek ook 'n stuk van myself moet ontbloot, maak nie saak waar ek nou is nie. En as ek nie bereid is om dit te doen nie, kan ek ook nie in die gesprek deelneem. En as die ander party ook te seker is van sy of haar saak, en nie my gaan voorbehoude of ervarings gaan value nie, dan gaan ons nie in gesprek kan wees nie. So ek wil graag vra, ons is nou 'n klomp individue hier, maar wanneer ons praat oor die saak van seksualiteit, wanneer die saak van seksualiteit in 'n geloofsgemeenskap opkom, wat julle dink die emosies is wat by mense kom. Ek gaan een voorbeeld gee en dan gaan ek regtig vra dat julle praat. Verlede jaar, ek is tentmaker, ek het 'n tentmakerspos in Klapmuts, in so 'n gemeenskapskerkie daar wat gekoppel is aan Suiderparel gemeente, soos jy net in die Parel ingaan en Kortry. So die groot moedergemeente is nou daar en Klapmutskerkie is nou daar, so 'n ou buiteposkerkie. Laas jaar toe die synode besluite gebeur, toe tot my skande was die saak rondom homoseksualiteit die heel eerste keer op Suiderparel, dis in die gemeente in die Parel, se gemeenteraad se tafel. En ek kan vir julle sê dat mense wat ek al 6-7 jaar ken, het ek in my hele lewe nog nooit so kwaad gesien nie. En ek het geworstel met, wat gebeur hierso? Hoekom kry seksualiteit, en dan nou spesifiek laas jaar Oktober homoseksualiteit dit reg, om iemand wat ek jare al ken, om die tafel te laat sit en op die tafel te laat slaan. Hoe gebeur dit? Wat gebeur dan? Ek het daar lank gesukkel om te weet wat is aan die gang, en om myself te keer dat ek nie ook kwaad raak nie, of as ek kwaad raak, eerlik te wees met wat gebeur met my. En ek het in daai proses, in daai gesprekke, het ek geleer dat as ons nie mekaar se gevoel en emosies gaan probeer verstaan nie, gaan ons in die gesprek verder kan neem. Julle moet nou onthou dat ek julle gesê het wat ek geleer het van hy ou wat kwaad geword het, maar ek wil dit nie nou sê nie, want julle moet nou eers praat. So dink vir 'n oomblik gou, as ons in 'n geloofsgemeenskap begin praat oor seksualiteit, en julle kan dit toepas soos wat julle wil, so as julle dit wil toepas in die huidige konteks op homoseksualiteit, is dit reg. Watter gevoel, watter emosies sien julle by mense, of beleef julle dalk self? En hoekom, dink julle, beleef ons dit? Nou, daar is nie verkeerde antwoorde nie. Ek het regtig nie gekom om alleen te praat vanaand. Asseblief. Ek kan sê, ek dink ek beleef twee ekstreme. Jy kry aan die een kant ou wat op die tafel staan, en die ander een wat die houding vat van. Hoekom, soos jy nou sê, na 7 jaar se skande, dis nou 7 jaar wat ons hier moet praat. Daar's nie iemand nodig in die middel, daar's nie 'n grys area. En ek dink dis in hierdie situasie so moeilik maak, want niemand, almal reageer op sy belief, op sy siening, op die manier wat groot gemaak het. Maar niemand het die kans om op te staan en sê, luister so, ja, nee. Ja. So baie belangrike punt, kom nou daar agter, is weer eens die dichotomie, né, die dualiteit van jy's of heeltemal daar of jy's heeltemal alleen, ons het 'n klomp stilte in die middel. So en al twee daai kante is ekstreem en is gevaarlik en wek sekere emosie op. En omdat ons werk met
dan nou spesifiek skrifinterpretasie en mense se lewens en goeters wat skuif, raak mense onder andere verskriklik onseker en dan baie angstig. En dit bring iets. En as ons dit nie reg kry om dit te kan erken nie, dan los jy die ou net daar op sy alleen kwaad plek of angstige plek. So dis 'n goeie voorbeeld, nee, daar is half niks tussenin nie. So jy slaan of op die tafel of jy bly heeltemal stil. Of jy raak passief, of onttrek. En ek was laas jaar in 'n gesprek, ons het in die Parel gemeente, het ons 2 gemeentegesprekke gehou, waar daar een persoon was wat die hele aand opgestaan het, verskriklik kwaad. En na die tyd het ons 3 of 4 e-mails gekry van mense wat ook daar gesit het, wat doodstil het gesê, weet julle, ek dink eintlik heeltemal anders hieroor, maar ek was te bang om te praat, want daar was iemand wat so kwaad en so hard was. So, daar is ons stilte. En is net daai harde prater wat gehoor word. Daar agter was 'n hand, asseblief. Ek ken nou nie julle name nie, so jammer. Goed. Goed. Ja. 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 Ek is so bly dat jy wel jou voice gebruik het en ons kan hoor dis waar en ons kan die emosie, ek wil sê, jy kan die emosie hoor. Ja. Sê gou weer jou naam asseblief. Ek sal dit nie publiseer, ek wil net vir jou sê, Marietjie, dankie Marietjie. Baie dankie dat jy dit vir ons sê, dis waar, ons is jammer is waar,
Maar dat jy bereid is. O. Ja. Ja. En wat jy vir ons nou net gesê het, julle hoor wat sy gesê het? Ekskuus? Nee, jy het gesê jy gaan nie praat nie, maar nou praat jy, so go for it. Absoluut, ja. Baie dankie. Ek wil dit echt goed deur te sê, dit is vir my moeilik om te glo dat God goed met mense laat gebeur, sodat hy hulle kan gebruik, maar, as jy in die trauma teorie is daar 'n wonderlike ding iewers gesê, en iemand het gesê, real healing happens, when you can turn private pain into public purpose. So, wat die doel was dat dit nou gebeur het, moeilik om te weet. Maar as dit purpose kry, dan gebeur daar 'n bietjie healing. En ek wil tog sê, julle gehoor het sy sê wie die fliek dis ek Anna. Wat is dit? Dis 'n verhaal. Wat het gebeur met daai verhaal? Daai verhaal het met haar verhaal connect. En daar het 'n stuk ontsluiting plaasgevind. En dit gebeur hopeloos te min in verhoudinge. Ek bedoel, jy kan selfs maar huwelike regstelling, is goed? Ja. Het is belangrik om dit uit te klaar. Ek bedoel, daar's 'n baie wye, wat sal ons dit nou noem, glyskaal van misbruik. En ons is geneig om dit baie keer te sien as iemand nou so iets vertel, dan was dit nou definitief dit, maar dit beteken ook nie, dit was nie misbruik nie. So, baie dankie. Nog iemand wat iets wil sê van, julle kan hoor, né? Dis ware verhale, dis jarelang doodstil, suffer in silence, en dit wek baie emosie op, en dis daai goed wat ons moet kan begin spasie skep om daarna te kan begin luister. Asseblief, nog iemand? Wat is die emosies wat opkom? Tinus? Goed. Ja. En hoe gevaarlik dit is om net te aanvaar, almal wat in hierdie spasie is, dink dieselfde. Ja. Ek het selfs 'n keer 'n baie slegte ongemaklike gesprek gehad in 'n kerkkring, waar dit gesport was en ons besluit en almal het gepraat oor wat hulle dink en mense was redelik negatief oor die besluit en die bekommerd en so, maar nie besef dat waaroor ons nou praat, raak direk een van die mense wat in hierdie vertrek nou saam met ons sit. Die besef, dit vir hom gaan dit nie oor 'n saak nie, dit is sy eie lewe. Ja, presies. En dis wat die gesprek moeilik maak. En wat ek beleef het spesifiek rondom dit is dat die ding is so gepolariseer dat jy amper nie kan bekostig om te sê wat jy dink nie, watter kant ook al. In die oomblik as jy sê wat jy dink, dan word jy daar gesit en dan gooi hulle die res van jou teologie alles weg. Daar's nie 'n maar okay, so hy voel oor die ding so, maar die ander goed wat hy gesê het wat ons baie van gehou het is nog eintlik
Jy's of in daai kamp of jy's in die kamp. So mens moet in verhouding met mense so versigtig wees. Om ek wil amper sê tog met een voet in die grys te bly staan. Want daar sit mense rondom jou wat in regte verhale is. En dis ewig gevaarlik beide kante toe om net so clear-cut-stelling te maak. As jy nie in verhouding met die mense is nie. En is interessant, as die topics begin opkom, ek onthou nou daai een vergadering die aand in die Parel, die ou het op die ou in die kerk verlaat, hy het baie geld, dis amper asof dit het die narrative van die aand geword, daai sterk kwaad gevoel. En enige iemand wat iets anders het gesê, was dan totaal aan die ander kant, en ons het dit nie reg gekry, om die middelgrond te kry en te sê, maar goed, ons hoor jou, ons verstaan hoekom jy so dink, maar wat van hierdie? Want as 'n mens daar is, as jou emosie so opgewek is, kan jy ook nie luister nie. Hulle sê mos dat 'n mens met eintlik geen gesprek, intieme gesprek met iemand hê as jou hartklop by 100 is nie. Want jy kan nie luister nie. Nog iemand wat iets wil byvoeg? Asseblief, meneer. Ja. Ja. En die komplekse wêreld van onverantwoordelik om te Ja. en ook it doesn't play out like Hollywood en Ja. hoe al die tydskrifte sê behoort te gaan. So Ja. dis al ek dink nie ek wil met enigiemand in die kerk praat Ja. oor seksualiteit. Dit is my Ja. eerste Gevoel. Ja. ek voel nie veilig. Ja. En dit is 'n ander kant as ons praat oor liggaamlikheid. En ons praat van God gegewe liggaamlikheid en seksualiteit. Is dit 'n heeltemal 'n ander roete wat ons kan volg en wat ons moet volg. En ek het baie sulke gesprekke in my praktyk om met mense wat kom ons sê dan nou either nie iemand wil ontmoet nie of dalk nog nie iemand ontmoet het nie. En hoe gaan so iemand om met sy of haar seksualiteit op 'n verantwoordelike manier? Ek bedoel in die prentjie wat ons gekry het van hoe dit moet werk, is dit 'n moeilike gesprek hier van 25 na 35 toe, want wat maak jy as jou liggaamlikheid ook God gegewe is, en as jy nie daai space nou wel het nie? En dit is verskillike komplekse gesprekke, waar weer eens 'n mens moet vir mense openheid gee en sê, maar wat is dit wat jy beleef? En waar jy die stilte moet breek, en die angs moet breek om te sê, ons mag maar dit sê, want liggaamlikheid is nie minder geestelik nie, maar daar is iets soos verantwoordelikheid. En ek dink ons het 'n hele end in die kerk om nog te gaan. En ek weet nou nie, ons het nie verstaan om oor die kerk te praat vanaand. Die kerk, geloofsgemeenskappe, moet in my opinie plekke skep waar mense ook daai struggles kan deel. En waar ons nie sê, dis amper so stil voorveronderstelling van jy het eintlik maar nooit daai opsie. So as jy nou moet wag tot daar, weet, taf lak vir jou. In plaas van ons praat met jou en sê, maar jy's 'n mens, God het jou gemaak as 'n mens, jy's liggaamlik, so kom ons dink saam daaroor. As jy nou nie binne in hierdie dominante boksie inpas op die oomblik nie. En dis moeilike komplekse gesprekke wat net in die grys, in my opinie, kan gebeur. As ons hom daar hou, dan voel mense angstig gesnoeker. En moet hulle wat doen? Op hulle eie daarmee worstel, suffer in silence. Tinus? Ek wil net 'n add aan daar Ja. sê, jy het vroeër genoem hierdie reeks, maar bejaardes ook. Ja, ja, Mense wat siek is, siek weet, ek is seker in 'n Bybelstudie vroeg tannies oor 60, oor 70. Sê die een tannie nog al, dit al man is nog maar 10 jaar gelede. En toe dat valse iets gesê, sal iemand as ek wil net iemand op my vat. ja, ja, Jy weet jy hou nie op om 'n liggaam te wees, precies. of om 'n seksuele wese te wees as jy 60, 70, 80 is en jy miskien weer op 'n huweliksmaat. Ja. En dis hoekom ek so van hierdie Nelson se ding hou waar hy praat van body, we are body selves. En ons moet meer ons body self
in terme van ons spiritualiteit kan language, kan praat. En ons sukkel. Asseblief, Esther. Ja, ek weet daarvan. Verseker, ja. Ja. Dis definitief so, die luister om oop te wees. Maar ek het ook aan die ander kant, Esther, baie, dit het my lank gevat om ek wil amper sê oop te raak daarvoor, dat ek ook wel probeer verstaan, maar hoekom staan daai ou so sterk op sy punt? So ek kan of besluit, weet jy, ek wil nie praat met jou nie, want jy weet, mense is nie so kwaad nie, of ek kan sê, maar wat is aan die gang daar? En wat ek geleer het, en aan die leer is dat, dis redelik logies, mense soek na sekerheid. En spesifiek hierdie saak maak mense geweldig onseker. En in onsekerheid raak ons hoe? Ons raak fundamentalisties. So jy moet dan die waarheid kry en sê, hier staan ek en ek kan nie anders nie. En ten minste laat dit my veilig voel. En hoe harder ek praat in 'n oomblik, omdat dit is as jy na die sielkunde kyk, die prosesse wat met 'n mens gebeur terwyl jy kwaad word, is baie naby aan angs. Dis dieselfde neural pathways en goed wat gevolg word. So jy het 'n vinnige opgewekte prosesse wat gebeur en daar's nie baie thinking in daai proses nie. Eers later dink jy, "Jog, ek moes eintlik nie so hard gepraat het nie." Net soos wat jy uitswaai vir 'n kar en eers later besef jy, "Maar hy was toe nie helemaal so naby aan jou nie," want jy het daai vinnige reaksie. En die goedes lê baie naby mekaar. Mense voel al hoe meer onseker en in die onsekerheid raak hulle either rustig daaroor of meer fundamentalisties. En nou moet ek sê, en ons nou hierdie ding red. Ek bedoel, in ons liewe gemeente aan die ander kant het die een ou wat so kwaad geraak het in die gemeenteraad, het ek op 'n stadium besef, en dit het my verskriklik baie gehelp. Hoekom is die ou so kwaad? Want die ou is verskriklik lief vir God, en dit is vir hom verskriklik belangrik wat in die Bybel staan. En hy wil met sy hele lewe, wil hy seker wees, dat hy die Bybel reg interpreteer, en nou is hy nie seker nie. So die oomblik toe ek vir hom om die tafel sê, weet jy, ek besef, dat jy nou so kwaad is, omdat jy God se woord naby aan jou hart vashou. Dis vir jou verskriklik belangrik, toe ontspan hy so, toe raak hy rustig. Oomblik toe ek sy emosie affirm en sê, ek verstaan dat hierdie nie net slegte goed van jou sê nie, dit sê ook, dat dit vir jou verskriklik belangrik is om die Bybel reg te lees. Toe gebeur daar iets. En ek dink, daai onsekerheid en woede en die goed wat spesifiek rondom die topik uitspring, as ons naby mekaar kan bly staan, in plaas van om ook kwaad te word, dan kan dit dalk beter gaan. En ek praat myself eerste, want ek is dikwels vies vir die ou wat op die tafel slaan, omdat hy nie, weet, ook vir my kan hoor nie. En dan is ek ook verkeerd. Dan kry ek het ook nie reg om nader te stap nie, asseblief.
Ekskuus Tinus, julle kan of dalk is hy reeds aan my gekonfronteer. Dalk is dit juist hoekom die reaksie daar. Ja. En op 'n oomblik as dit gesprek net kan oopmaak, dan is jy al 'n hele eind verder weg. En ek dink daar's geleenthede langs die pad waar dit kan gebeur. Tinus? Nee, ek wil net sê, jare terug het ons 'n werksessie oor dialoog by die kweekskool nog, en toe vra hulle vir ons ook wat die emosies kom by ons op as ons oor so 'n topic praat of so. En ek het van myself gedink, nee, maar ek het emosies daaroor nie, ek is 'n neutrale persoon hier en so te dit. Want toe ek nou 'n bietjie mooi gaan dink en langs daaroor besef ek het ook emosies. Ek raak ook baie keer in 'n gesprek vies of dink of maak 'n judgement om en ag, die ou is sommer stupid of daai ou ding stupid of so. En dis ook al 'n ontdekking om te besef ons almal het, dit is so 'n sensitiewe topic, beide spiritualiteit en seksualiteit, dat om te dink dat jy self emosies daaroor het, is ook nie waar nie. Dis nie as iemand anders, hy is baie kwaad en ons is eintlik almal is Ja. emotional daaroor en om dit ook te acknowledge. En spesifiek omdat, ek bedoel, seksualiteit, spiritualiteit klink soos twee goed wat nie by mekaar pas nie. Onmiddellik is jy half, hoe gaan jy dit by mekaar kry? Daai groep in Moederkerk het op 'n stadium so 4 jaar terug in die gemeenteblad wat kwartaalliks uitkom, 'n artikeltjie geskryf oor die emosies wat hulle beleef wanneer hulle kerk toe gaan. En dit was vir mense verskriklik verrykend geweest. En ons het dit nie, en ek dis belangrik wat jy nou net gesê het, dat hierdie is nie 'n gesprek net oor gay wees nie. Ons hoor verhale van dit, ons hoor verhale van jy single, jy's 'n sexual being, jy weet, en jou lewe loop 'n sekere pad, ons hoor verhale van misbruik, en dit lê alles binne in hierdie sfeer. En jy weet, dit is gevaarlik om dis maar half seker nie toevallig nie, maar daar is nou een topic wat nou op die oomblik baie, soos hulle sê, airtime kry. Maar seksualiteit en spiritualiteit word min oor gepraat, en dit wek oomblik as jy die goed nader aan mekaar bring, wek dit onmiddellik iets op. Ons het ook 'n groep tot laas jaar gehad in Moederkerk vir, ons het dit genoem die pastorale ondersteuningsgroep vir seksuele trauma. Waar mense wat iewers in hulle lewe deur seksuele trauma is in die groep was. En julle sal my glo as ek vir julle sê, ons kon nie mense kry nie. Hoekom? Want nie omdat hulle mense is nie, maar hoe in die lewe steek jy jou hand op en sê ek het 'n seksuele trauma, dit kan 47 jaar vat.
So, verstaan? Dit is regtig so, mense sit en is doodstil en as jy die ding oopmaak, ek wil niemand, daar was die 1 jaar 3 mense in die groep, die ander jaar 2 mense in die groep en 1 jaar 4. Maar die grootste uitdaging van die groep was om te sê, nie, hier is ons nou, wat wil ons hê nie? Wel, dit vir mekaar ongelooflik baie beteken, en jy kan nie glo, as mense hulle verhale begin vertel, hoeveel oorvleeling daar is nie, mans en vrou, daar sit mans en vrouens in die groep, hoeveel oorvleeling daar is, en dan dat totaal verskillende goed met hulle gebeur. Op die ouend was hulle belangrikste gesprek was, hoe gaan ons daai mense wat in die kerkbanke sit, wat hierdie selfe goeders is, kry, om nie meer alleen daarmee te sit nie, maar nie noodwendig vir ons te join nie, maar op 'n manier 'n plek te kry. Want ons weet hulle sit daar. En weer eens, dis iets waaroor ons stil bly, veral as daar trauma by betrokke is. Ons is nou amper daar, dink ek. Ons moet seker nou amper klaar wees. So ek gaan nog kans gee vir 2 comments. Ja. 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 Ja, absoluut. Dit is wat dit ook, met of sonder trauma, het dit ook dikwels vir mense dit geword, dat dit selfs op die mooi plek wat dit het, nie eintlik iets is wat mense oor moet praat nie. Jy weet, nie eintlik iets wat mense moet acknowledge nie. En ek kan baie gesprekke verbatim in my praktyk waar mense jarelank sukkel om daai misbruikstorie op 'n plek jy los hom nooit nie, op 'n plek te kry dat dit net geskei word van my seksuele ervaring nou. En dat ek nie die flashback kry dat as ek in hierdie situasie is dat dit nog daai is nie. Dis een van die moeilikste goed om die goed uit mekaar uit te kry en te sê dis 2 verskillende narratives. Want ons brein werk soos anders as wat baie mense sê, maar baie meer realisties. Marieke, ek vermoed jy die eerste en die laaste woord, ek weet nie, ons is nou daar. Ja. 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 Ja, nee, dit is so. Ek dink dit is sommer dalk 'n eerste voorstel, maar ek wil hom net erkenning gee daaraan. Hier sit 15 mense hierso. 16 saam met my. En dit is redelik public. So ons moet nie te lig daaroor dink dat iemand bereid is om so iets te sê nie. Baie van ons sal dit dalk nie verstaan nie, maar ek wil dit maar net sê. So die bereidheid om dit wel in hierdie groep te sê is iets. Ja. 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 Ja.
Ek dink die 1 tot 1, ek is seker die predikante het reeds daai verwysingsraamwerk dat 'n mens op 'n 1 tot 1 basis met mense te doen het en dat jy dikwels sonder om konfidensialiteit te breek groepe in gedagte sou kon hê om mense bymekaar te bring, natuurlik met hulle toestemming. Ek dink dis redelik logies, maar dis ook 'n baie sensitiewe ding want mense kom in weet privaat na jou toe. Nou ek wil net gou die tyd, dis nou 25 voor op daai mooi ou horlosie van julle. Tinus, kan ons 5 minute net vra as daar 2 goed moet gebeur, miskien net 1 of 2 idees uit hierdie gesprekke wat julle oor 'n paar weke gehad het. Wat julle dink julle as gemeente sou kon doen as 'n volgende stap. En ons is nie nou met strategiese beplanning besig nie, so dis net idees. Maar ek dink dit is belangrik dat mense dit nie net los hier nie. Ja. En ek dink in daai storytelling, ekskuus dat ek net die eier lê, 'n baie groot klem op luister. Met ander woorde, jy wil mense help om te sê, ons is hier om na mekaar se verhale te luister en ons gaan nie maar weet jy moet eintlik so of moes jy nie eintlik daai of weet jy my tannie se oom se nee. Ons gaan net luister en sê ek het dit en dit en dit en dit gehoor, het ek jou reg gehoor. Daar spesifieke tegnieke, maar mens wil dit nie te teoreties maak nie, maar die punt is net daai ingesteldheid van ons skep 'n veilige ruimte waar mense gepraat en hulle gaan gehoor word. Hulle gaan nie geassesseer word nie. Dit gebeur vinnig as 'n mens sterk idees het. So dis een, dink ek, nota wat 'n mens sou kon maak. 'n Mens, dis nou seker jy. Ek praat net soos my vrou, 'n mens moet eintlik die portret daar ophang. As dit eintlik maar ek wat hom moet ophang. Yes? Ja. Ja. Ja, en andersom ook, die gemeente het hierdie gereël, as hulle nie het gereël het, was jy nie hier nie. So daar is iewers 'n kollektiewe beweging rondom iets. Jy weet, so dit is definitief 'n wys beide kante toe. Nou miskien nog 'n idee. Nog 'n idee, ons hoor die narratives in die groepe. Ja, die moeg van al die lyn staan. Hè. Ja. 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 So wat moet ons doen om die bal in die spel te hou? Hierdie is 'n baie goeie inisiatief van Tinus gewees. Ja. Wel, ek het gedink daaroor. So ek kan dit of persoonlik vat. Maar ek het voor die tyd geweet min of meer hoe baie mense hier is. Dit sê iets van dat ons nie taal het om te praat oor seksualiteit nie. Dit sê iets daarvan. Dis maar ek het rationaliseer. Nee, ek dink regtig so. Die oomblik as jy sulke byeenkomste hou, is al min mense. As jy nou ene hou van die Synode het een of ander ding gesê, nou is ons kwaad, dan is al baie mense. Maar die oomblik as ons self moet kom, ek het self besluit ek gaan nou in die gesprek om deelneem, ons is min mense. So dit sê reeds iets. So ek dink hier's reeds 'n beweging wat julle sou kon volg. En dalk maar met die idee van nog gesprekke en groepe om met ander woorde temas vas te maak waar mense verhale kan deel. Want dit is so, dit is frustrerend dat 'n mens jy weet heeltyd net lyn staan hou. Dis 'n ander idees, dis nie iets wat ek dink ons moet doen nie, maar ek dink is meer iets wat ons nie moet doen. Ek dink nie ons moet onsself posisioneer die kant toe of daai kant toe. Dit weet ek nie. Ek dink mense moet die ruimte altyd so veilig as moontlik probeer hou. Ja. Gesprekke, Ja. dat mense hulle verhale kan vertel. Ja. En dat mense op hulle unieke journeys kan wees. Ja. Want jy weet ook, soos die persoon wat praat oor die gay gesprek, dan het iemand hulle eie coming out proses. Ja. Dan sê hulle vir hulle ouers. En dan hulle ouers hulle eie coming
Ja, ja. Maar hulle die eerste keer vir hulle beste vriend Ja. sê, en jy kan nie daai goed hastig maak. Ja. Vir tyd. So ek dink ons moet binne vir self posisioneer, ons sê nou so of ons sê nou so nie, maar dit moet duidelik wees dat daar die ruimte is om jou verhaal te deel en anders te kan wees. Ja. Gaan nie veroordeel word of in 'n boksie geplaas word. Ja, en ek dink dis hoekom dit slim was van julle om te sê seksualiteit, spiritualiteit. En nie te sê homoseksualiteit of trauma of want onmiddellik het jy mense kom met 'n prentjie. So jy moet dit oop genoeg hou dat hoekom sal ons dit nie so hou dat mense met verskillende verhale hier kan sit. En ek selfs 'n verhaal kan vertel van hoe ek binne in my huwelik sukkel met seksualiteit. Hoekom moet ek dit apart doen van iemand wat hier sit en 'n gay storie vertel? Ek dink ons kry baie meer as ons die ding bymekaar sit en sê, weet, ons gaan nie jou pigeonhole in 'n sekere ding in nie, want onmiddellik is daar 'n klomp vooroordele, maar ons gaan die saak, die verskillende verhale en hoe almal van ons met ons liggaamlikheid besig is. En daarom hou ek daaraan vas dat ek dink liggaamlikheid is 'n baie belangrike tema woord. Ons kan by mekaar leer al is ons stories totaal verskillend. En veral rondom die gay gesprek dink ek daar's 'n soort van 'n drukgang wat ontwikkel dat jy either or en dan is daar nie goeie gesprekke nie. En dit maak die ouens wat gay is ook baie kwaad, wat ook nie meer wil aan die gesprekke wil deelneem nie. Maar seksualiteit is oral. So ek dink dit was nogal slim, by the way, om dit so oop te maak en nie weet spesifiek te maak nie. Sal ons daarby berus. Ek weet nie hoe julle in die aande klaarmaak nie, moet ons op 'n spesifieke manier klaarmaak. Dankie vir jou. Dankie reg, Dennis. En dankie vir julle ook vir die reeks dat ons saam op 'n journey kon gaan en die journey gaan ook verder as hierdie aan. En ek dink ek sal graag vir ons wil afsluit met 'n gebed. Ja. Dankie, Dennis.